Hy is so 'n simbool van Afrikanerskap en die ironie is dat Pretoria, die stad wat eintlik sinoniem was met Paul Kruger, is hy nie regtig meer welkom nie. Die Afrikaner kulturele punte wat jy in Pretoria het, is almal in die private sfeer, is nie meer in die openbare ruimtes nie, en jy kan behoorlik sê Paul Kruger staan daar so en kyk noord so as 'n amper 'n hartseer herinnering aan 'n tyd wat heeltemal verbygegaan het, en die beeld moet beskerm word teen vandalisme, en nie net gewone vandalisme nie, dit ook, maar ook teen polities vyhandige vandalisme. Die Vryheidsfront het uit die staanspoor standpunt gehad dat daar's Afrikaners wat sal wees daar waar hulle ekonomies aktief is en waar hulle ding doen, maar ons sal die vryheidsstrewe van die Afrikaner buite die groot bevolkingssamentrekkings en die groot ekonomiese knooppunte van die land moet ontwikkel. En dis waar Orania inkom. En jy moet vir Afrikaners aan weerskante moet jy verteenwoordig. Jy kan nie laat Afrikaners se belange in die res van Suid-Afrika sommer maar net vertrap word nie, maar die permanente oplossing lê nie daar nie. En dit is so vir my so 'n verskriklike sterk simboliese ding om te sê, ons vat nie die beeld van oom Paul weg nie. Hy sal nog 'n ruk daar staan as 'n getuienis van wat was. Dis weer 'n sneeubal effek as jy met 300 mense, ek dink die dorp het so 250 mense gehad toe ek hier ingetrek het, ek sê doodseker nie. As jy teen 10% per jaar groei, dan is dit maar 25, maar as jy op 3000 trek en jy groei teen 10% per jaar, is dit veel meer. Wat belangriker is die getalle, is die mate waartoe mense assosieer met Orania. Oor 'n baie breë front. Aan die begin was dit amper so ietsie op die lunatic fringe in mense se gedagtes gewees. En dit het na die middelpunt van Afrikaner denke toe beweeg, dat mense soort van sê, wel ons het 'n alternatief nodig. En Orania is basies die een plek wat sy hand opsteek en sê, dit is die alternatief, dis waar ons die vryheid het om goeie of slegte besluite te neem en die gevolge daarvan te dra. Op ander plekke hoop ons net ander mense neem goeie besluite, dis nie vir ons om die goeie besluite te neem nie.